Hallo julle, ek hoop het gaan goed met julle en dat julle redelik voorbereid is vir môre se toets. Gaan kyk hoe laat julle skryf. Julle skryf eers 12 uur, nee, as ek dit nie mis het nie. So Ja, julle het dis daarom reg. nog so 12 uur. So julle het daarom nog so 'n bietjie tyd in die oggend ook. Nie dat die oggend eintlik lekker is om dan te werk nie, maar nou ja. Okay, so kom ons gaan net aan met daai vraag wat ons mee geëindig het. Toe sê ek vir julle dit sou beter gewees het omdat ons reeds daar 'n basiese reguit lyn vergelyking het wat dalk is en 'n e ter mag x, sou dit eintlik sou dit 'n beter opsie gewees het as ek miskien x kwadraat gekies het. Ek het net x gekies, toe sien ek dit werk nie lekker uit nie. Maar as ek x kwadraat sou gekies het, dan sou dit beter uitgewerk het. Maar dis dalk nog makliker om eerder te sê ek gaan met 'n ehm ek gaan met 'n i maal e ter mag x gaan werk. So kom ons gaan kyk as ons dit so sal gaan doen het. Net hierdie op 'n nuwe bladsy sit. Nou, moet hy nie paste nie. Alright. As ek eerder dit as 'n ehm i ter mag of jammer, I p maak ek i e ter mag x. Dan is die afleide i afleide e ter mag x plus i e ter mag x. En die tweede afleide is dan i dubbel afleide e ter mag x plus i afleide e ter mag x plus i afleide e ter mag x plus i e ter mag x. So dan het ons die volgende, dat ons hierdie dubbel afleide minus 2 keer die funksie net so, ag die eerste afleide, sorry, plus net i e ter mag x. En dit moet wees 3 minus 2x e ter mag x. Nou kom ons gaan kyk wat ons kry. Daai e ter mag x se gaan kanselleer. En ons het i dubbel afleide plus 2i afleide plus i minus 2i afleide minus 2i plus i. Dis 3 minus 2x. So ek sien hierso daai twee kanselleer en daai kanselleer. So dis i dubbel afleide wat 3 minus 2x is. So i afleide is net die integraal daarvan. So ons het hierso 3x minus x kwadraat plus c en dan i net so is dan 3 op 2 x kwadraat minus 'n derde x tot die mag 3 plus c, daar was eintlik c1x plus c2. Maar daai gee klaar vir ons daar. Daai gedeelte daar is klaar in 'n mate daar. So ons kan maar net sê i is eintlik maar net 3 op 2 x kwadraat minus 'n derde x tot die mag 3. Want daai twee daarso is in elk geval konstantes wat daar sou ingewerk het. En jy kan eintlik nou duidelik sien dat dis baie vinniger hierdie, né? Maar ook dat 'n mens kan sien dat x kwadraat sou gewerk het as ek daai boonste opsie gevat het en ek het eerder met 'n x kwadraat gaan maal. So as hierdie ouetjie hier eerder x kwadraat was, dan sou dit mos uiteindelik x kwadraat maal x gewees het wat uiteindelik daai x vermag 3 sou veroorsaak het. So daarom is die IP is dan net ons kan dalk 'n x kwadraat uithaal. X kwadraat haal ons uit en dan e ter mag, of kom ons skryf hom so. 3 op 2x. Sorry, nie x nie, net 3 op 2 minus 'n derde x maal e ter mag x. En dit is presies wat ek nou gewys het van dit sou uitgewerk het as mens x kwadraat sou gevat het van die begin af.
OK, jy is reg met dit. OK. Hoe kyk nou 'n volgende vraag, soos ek sê, ek sê ons gaan nou hierso 'n paar vrae doen ehm wat ek hierso voor my het wat dalk 'n bietjie anders is as wat mense normaalweg gewoond is hoe hulle dit vra. So hierdie net het ook net 5 punte getel. Maak ek of ek hom net so effens kleiner kan maak. Dat daar genoeg spasie is. So hierdie netjie sê if differential equation H and I, so dan gee hulle daai vir ons, respectively have the general solutions. So hulle gee vir ons die general solutions. Determine the solution of the initial value problem L. So L is nou 'n nuwe ding. Nou, so jy kan sien die twee goeders is word gegee. Dit lyk asof daai H is hier en hier en daardie ja, dis net hy wat hierso is. Ehm amper dieselfde met 8 ter mag negatief x, maar dan plus ons met hierdie twee. So dit is 'n basies hierdie se antwoord wat geplus is. So hierdie twee is presies dieselfde aan die linkerkant at least, maar nou voeg hulle dit basies saam. So kom ons kyk wat ons kan doen. As ons nou die algemene oplossing nou moet vind, ek wil net daai gou vinnig afskryf. Dan het ek dit hier. Die ander sê basies presies dieselfde. Dis nou net 1 plus x. En hulle sê de hulle het solutions van die volgende. Enetjie se solution is y is c1 plus c2x e ter mag x plus 2 e ter mag min x en hierdie se solution is c1 plus c2x e ter mag x plus 3 plus x. OK. So ons moet nou 'n tipe van oplossing gaan bou. Ons moet 'n oplossing gaan bou vir hierdie netjie wat gelyk is aan 8 e ter mag min x plus 1 plus x. So soos ek sê, jy kan sien dit is daai stukkie daar en daai stukkie daar. En hulle gee vir ons initial value problems. Hulle sê y van 0 is min 1 en hulle sê y afleide in die punt 0 is 2. Okay, so ek het nou alles wat ek hierso nodig het. Ek gaan nou wegvat. Okay, so vir hierdie waardes wat ons het vir die enetjie hierso, daai eerste enetjie. Kom ek skryf net hier wat ek gaan doen. Vir 8 e ter mag min x het ons nou enetjie wat anders te gelyk het, is net daai enetjie. Ek kyk nou maar net na daai eerste enetjie. Soos ek kan sien vir 8e, as die antwoord 8e ter mag x is, want hierdie twee lyk weer dieselfde. Dis net hierdie stukkie wat verskillend is. Hierdie twee stukkies. Mannetjie. So as daar gestaan het 8e ter mag min x, dan was die antwoord of die ekstra gedeelte was 2e ter mag x. En dan vir 1 plus x was die ekstra antwoord daardie 3 plus x. Hierso. Daai netjie was daar ekstra antwoord dit. So dit beteken die particulars vergelyk die particular oplossing is dan 2e ter mag min x plus 3 plus x. Dit moet dan die particular oplossing wees. Want hierdie is die volledige oplossing, so dis dalk die homogene ene en dan die particular ene. So vir al twee saam is die particular ene, ons moet net daai twee saam. En die IC bly dieselfde. Die IC is maar net C1 plus C2x.
E ter mag X. So daarom is die algemene oplossing net C1 plus C2X E ter mag X plus 2E ter mag min X plus 3 plus X. En ons het net randvoorwaardes gehad. So ons moet net nou die randvoorwaardes gaan instel. So ek dink dis al wat hulle wou gehad het. Mens moes raak gesien het. Jy plus maar net die twee goeders bymekaar. Dis eintlik in kort wat mens doen. So as ons nou die een randvoorwaarde gaan instel, daai netjie, dan gaan ons kry negatief 1 is C1 plus 0 maal 1 plus 2 maal 1 plus 3 plus 0. So ons het negatief, dit is 2 is negatief 6. So C1 is negatief 6. En dan om die afgeleide te kry, die afgeleide is ons dan C2 e ter mag X plus C1 plus C2 X e ter mag X minus 2 e ter mag min X plus 1. Stel nou die ander randvoorwaarde in. So 2 moet gelyk wees aan C2 maal 1 plus C1 wat min 6 is, min 6 plus 0 basies maal 1 minus 2 maal 1 plus 1. So ons het hier so negatief 6 minus 1. So dit is min 7 aan die ene kant, so is 9. En dan het ons uiteindelik die finale oplossing. Dit is dan C1 wat min 6 is, so is min 6 plus 9x e ter mag x plus 2 e ter mag min x plus 3 plus x. So as hulle so 'n tipe vraag vra, dan weet jy nou wat om te doen. Want ons het gesien hierdie twee goeders is presies dieselfde. As die antwoord E, as dit nie die nie homogene ene gelyk is aan 8 e ter mag min x, gaan nog steeds sy komplementêre vergelyking antwoord hê, want ons kon sien dit is by beide dieselfde. En dit moet mos by beide dieselfde wees, want as jy albei gelyk aan 0 stel, is dit mos presies dieselfde funksie of dieselfde vergelyking. Die enigste verskil was daai enetjie, was die ekstra enetjie vir die bloue basies en daai enetjie was die particular solution vir die rooi. So dit beteken die algemene particular solution, as ek die twee goed eintlik net bymekaar plus, is maar net daai twee bymekaar geplus. Maar die komplementêre vergelyking of oplossing bly wat dit was. En dan moet ons maar net vir C gaan oplos. Is julle reg met dit? Ek hoop dit maak sin wat ons daar gedoen het. OK. Enige vrae? Ek vra nie. OK. Kom ons kyk nou na nog ander vrae. OK. Ek gaan weer na 'n toepassingsvraag. Dan moet jy kyk. Ja, kom ons kyk maar na hierdie netjie. 'n Toepassingsvraag. Hulle sê vir ons hierso: the rate at which a radioactive isotope decays, so it word minder, at a given time is proportional to the amount of the isotope present at that time. The proportionality constant depends on the isotope. Given the following, so hulle gee vir ons 'n paar goeters. T is tyd in jaar. AT is die massa.
van die isotoop by tydstip T. Lambda is die proporsionaliteit konstante en die beginwaarde was 2 kilogram. So hy is 2 kilogram in die begin. Nou net vir een punt vra hulle write down then an initial value problem that models this radioactive decay. So ons weet dit gaan die ons stel ons nou belang in Y, die hele ding want dit is mos die massa. Ons wil weet hoeveel die massa minder raak. So dit is dan DI dt. DI dt. Hulle het gesê hy is proporsioneel to the amount of the isotope present at that time. So hy is proporsioneel tot Y. Maar ek weet om dit nou 'n vergelyking te maak, weet ek dit gaan ons uiteindelik negatief wees. Want hy decay en dan moet ek 'n konstante inbring. En hulle het vir my gesê die konstante is daai. So is net negatief lambda Y. En die beginwaarde is 2. So dis al wat mens hoef neer te skryf vir een punt. Volgende vraag tel nou 4 punte. Hulle sê ok, maar nou los dit nou op. En soos ek nou vir julle gesê het, gewoonlik is hierdie tipe van vrae skeibaar. So as ek nou hierdie ding moet oplos, dan kan ek regdeur die volgende hê. Nou kan ek integreer. So die linkerkant word ln y. Die regterkant word negatief lambda t plus c. Nou die initial value problem was as t nul is, dan is y mos nou 2. So ln 2 is gelyk aan negatief 2, ag jammer, negatief lambda mal 0 plus c. So c is net ln 2. Wat beteken y is dan, kom ons skryf net eers wat daar staan. Dan staan daar ln y is negatief lambda t plus ln 2. So dit beteken y alleen is e to die mag min lambda t plus ln 2. En dit gee vir my e to die mag min lambda t maal e to die mag ln 2 wat maar net 2 is. So daarom y in terme van t is net 2 e to die mag min lambda t. En daar het ons dan die antwoord. En nou vra hulle net vir 'n verdere 1 punt. Nou, how much of the isotope will be left after 10 years? En T staan ons nou vir aantal jare. So wat ons net nou doen is ons sê net, okay, so na 10 jaar. Wat is dit? 2e to die mag min lambda 10. Maar nou is dit nog steeds nie lambda nie. Hulle het nie vir ons gesê wat lambda is nie. So dit is maar net 2e to die mag min 10 lambda. As ons lambda gehad het, hulle het nie vir ons lambda gegee nie. Hulle sê maar dit is 'n konstante. So daar het ons dan die antwoord. Okay. Almal reg met dit, kan ons aangaan na die volgende vraag toe. Julle het nie enige vrae sover nie. Okay, ek neem aan julle is reg. So kom ons gaan aan na die volgende eentjie toe. Die volgende vraag sê net vir 3 punte.
wys dat vir hierdie vergelyking dat daardie antwoord wel 'n antwoord is. So y is gelyk aan c plus x plus cos x plus sin x. Hulle sê dit is 'n antwoord of dit is die antwoord tot die enetjie wat sê die vierde afleide plus die tweede afleide van 'n sekere funksie is 0. Hulle sê dit is die antwoord. So ons moet gaan hoe gaan wys ons dit? Ons kry net die eerste afleide. Eerste afgeleide is 1 minus sin x plus cos x. Tweede afgeleide is negatief cos x minus sin x. Derde afgeleide is negatief, eintlik negatief negatief, so dis positief sin x minus cos x. En vierde afgeleide is dan cos x plus sin x. En dan gaan kyk ons net. Is die vierde afgeleide plus die tweede afgeleide wat gee dit vir my? En dit gee inderdaad vir my 0. So die linkerkant is gelyk aan die regterkant en daarom is dit dan 'n oplossing. So daai tipe vraag is ook eintlik lekker. Is 'n vinnige kort vraagie wat mens dan kan vinnig uitwerk. OK, kom ons kyk na die volgende. En hy tel sommer 5 punte die volgende. Dit sê analyze the expression of the existence and uniqueness of the following. So, hulle gee vir ons y afgeleide is y plus vierkantswortel x kwadraat plus y kwadraat. En dan naby die punt of in die punt wanneer x 0 is, dan is y 1. Soos basies naby die punt 0, 1. So onthou, ons stel ons hierdie ding gelyk aan 'n funksie. En vir 'n oplossing, ons gaan nou kyk na die uniekheid, maar vir 'n oplossing moet hy net kontinu wees. Nou hy is oral kontinu. Enigiets kan maar plaasvind. Want ek bedoel, eintlik moet hierdie waarde groter as 0 wees, maar hierdie waarde gaan altyd groter gelyk aan 0 wees. So mens kan maar net sê x en y kan eintlik enigiets wees. Hy is oral kontinu. En ons deel nie met 'n 0 nie, ons het nie vierkantswortel van negatief nie, niks nie. Maar vir die tweede gedeelte om dit uniek te maak, moet die partiële afgeleide. Ons moet gaan kyk waar is die partiële afgeleide in terme van y. Waar is dit kontinu? Soos 1 plus 'n half x kwadraat plus y kwadraat tot die mag min 'n half maal 2y. So om dit mooier te skryf, kan ons dit so geskryf het. Daai 2's gaan uitkanselleer. So dit is net y wat bo is en onder is wortel x kwadraat plus y kwadraat. Nou vir dit waar hy kontinu is hy's kontinu oral. Hierdie ouetjie gaan nog steeds positief wees. Hy mag dit nie 0 wees nie. Oral behalwe waar x kwadraat plus y kwadraat 0 gaan wees. Ons weet hy gaan in elk geval groter as 0 wees. Daai gebied gaan altyd groter as 0 wees. Dit kan nie kleiner as 0 wees nie, want dit is x kwadraat plus x kwadraat. So x kwadraat plus y kwadraat mag dit nie 0 wees nie. Wat beteken x kwadraat moet as dit nou is
moet gelyk wees aan negatief y kwadraat. En die enigste manier vir so ietsie is as x 0 is en y is 0. Dis die enigste oplossing. So dit beteken in die punt 0 0 is hy diskontinue. Verder is hy oral kontinue. En jy doen sulke tipe van grafieke ook in wat sê mens in calculus. So is eintlik nogal cool om te sien. Ek moet net hier soveel wys. As ek daai funksie sou gaan teken het, daai afgeleide nou. 1 plus y op x kwadraat plus y kwadraat. Dan kan ons sien hy is oral kontinue. Dis net daar by punt 0 0 wat ietsie weirds gebeur in die punt 0 0. En in die punt 0 0 spring hy ewe skielik. OK, is jy reg? Kom ons gaan aan. So die volgende vraag sê nou, OK nou, gebruik twee iterasies van Euler se metode en werk dan uit wat hierdie ding is. Hierdie ding wat ons gehad het, presies hierdie ding. Wat hierdie antwoord sal wees in die punt y, want ons het nou nie antwoord gekry nie, want maak nie saak nie vir Euler hoef ons nie die antwoord te kry nie. Ons het net nou gaan uitwerk wat die afgeleide of wat die benaderende antwoord sal wees in die punt 0.2. En hulle het nou vir ons 'n tabelletjie gegee en die tabelletjie het nou 'n i wat by 0, 1, 2 begin. Dit is nou iterasies. En dan xi beteken x0, wat is dit? x1, wat is dit? En x2, wat is dit? x1 weet ons is 0. Ons wil uiteindelik by 0.2 eindig. So die steps gaan 0.1 wees. So jy kan dit maar, dat die step is altyd die eindwaarde minus die beginwaarde gedeel deur hoeveel daar is. En ons moet 2 steps. So is 0.1. OK, die volgende kolom was i. So i0 is die beginwaarde wat 1 is. i1 moet ons gaan uitwerk en i2 gaan ons uiteindelik stop. Ons gaan by i2 stop. Dan die funksie. Dit is natuurlik daardie i plus wortel x kwadraat plus y kwadraat. Dis daai ding. So as jy nou deel eerste 0 en 1 gaan instel, so 1 plus wortel 0 kwadraat plus 1 kwadraat, dan gaan jy 2 kry. So my volgende i plus 1, my volgende y, so y1, is dan, want nou die funksie van Euler sê, my volgende i, of my volgende y, is my vorige y, plus h keer daai funksie. So dit gaan wees die h wat 0,1 is. Ag sorry, eers die vorige y wat 1 is plus h wat 0,1 is maal die funksie soos 2 wat ek nou uitgewerk het wat 2 is. En hierdie antwoord is 1.2. Net wys wat ek hier doen. Daai waarde is daai waarde. Daai waarde is daai waarde. En die h is natuurlik nie die h. Nou hierdie waarde gaan ons nou hierso so kom. 1.2. So jy gaan nou hier gaan instel. So ons het 1.2 plus wortel 0.1 kwadraat plus 1.2 kwadraat. En dit is so 2.4
0,416. So die y2 is aan die vorige y, wat 1,2 is, plus 0,1 maal 2,40416. En dit gee vir ons 1,440416. En daai waarde kom ons maar net weer hier. En dit is dan die antwoord. So, y benader in die punt 0,2 is om by 1,440416. En die funksie het 'n y tot die mag 2 gehad, so die kans dat ons redelik uit gaan wees is groot, maar at least het ons 'n sekere benadering. En ons het net nou vir y gekry om te kyk hoe naby ons is nie, so dan kan ons hom maar net so los. OK, dan glo ek, soos ek nou gou gesê het, ek glo hulle gaan vir julle weer 'n hele paar differentiaal vergelykingsvrae wat julle moet oplos. Julle moet dalk net eers noem wat dit is. Hulle kan so iets sê en dan sê hulle vir die volgendes klassifiseer eers wat dit is en dan sê jy dan los jy dit op. So die eerste netjie is so 6 punte. Hulle sê y afleide minus 2y is gelyk aan 7e tot die mag 2x. So ons moet dit eers klassifiseer. So dit is 'n eerste orde. Eerste orde lineêre ordinary differential equation. Want en jy kan sê nie homogeen, want dit is nie gelyk aan 0 nie, nie homogeen, maar dit is eerste orde, dit is net y afgeleide. En daar's nie nog 'n y of y kwadraat of 'n ln y of so iets nie. So dit moet lineêr op wees. So dit beteken ons kan dit gaan skryf as daai y afgeleide plus px y is gelyk aan 'n sekere waarde px. En vir dit ons kan net weer die normale goed toepas. Ons gaan kry ons homogene oplossing. En dit is nou dis nie eintlik is nie nodig vir dit nie. Ons kry net ons particular solution. Hier eentjie hierso vir die homogene ene. Ons kan seker die homogene gaan uitwerk of ons gaan probeer om split dalk, want dit is gewoonlik net met die kwadratiese goeders wat ons die homogene storie wil doen en die ander eentjie. So wat ons kan doen, ons kan sien hy is lineêr. So ons kan daai ander ding doen van wat ons IC gaan kry. IC is e tot die mag min integraal van px, so is negatief 2 dx. Dit gee vir my e integraal van 2 dx en dit is e tot die mag 2x. En dan ons y is i IC. So die y afleide is i afleide IC plus i IC afleide. Nou IC is afleide is net 2e tot die mag 2x. En dan stel ons dit mos nou als in en dan gaan ons uiteindelik weer terug gaan na separability. So dit is die y afgeleide hierdie storie nou minus 2 keer net die y alleen wat i IC is gelyk aan 7e tot die mag 2x. En nou gaan ons net die oplos. So i afgeleide, want nou wat was nou IC nou weer?
Dit was e to die mag 2x plus i. My afleide was 2 e to die mag 2x minus 2 i en dan e to die mag 2x is 7 e to die mag 2x. So daai goeders kan lekker kanselleer en hierdie twee goeders gaan ook kanselleer. So ons het i afleide wat 7 is. So i alleen is 7x. I alleen is 7x plus c. En wat was i? I, i is mos nou eintlik um y op yc. Nou ek wil net gou daai randwaarde in gaan stel. Het hulle vir my randwaarde gegee? Ja. Dit het my gesê y van 0 is 3. So ek het hierso, wat is y? Y is mos nou i yc. I het ons, dis 7x plus c en dan yc is e to die mag 2x. So gaan stel gou net daai randwaarde in, want ek wil net graag die c waarde kry. So gaan stel daai randwaarde in. 3 is dan 7 maal 0. Soos 0 plus c, e to die mag 0. So c is dan net 3. So die finale antwoord is y is 7x plus 3 maal e to die mag 2x. Nou, weer eens, soos ek die vorige keer al gesê het, jy kan Bernoulli gebruik om die antwoord te kry, maar moet dit eerder nie doen nie. Hulle gaan nie dan vir jou punte gee noodwendig nie. Is jy reg? OK. Ons kyk na die volgende keer. Ons nou weer, hierdie tel nou 7 punte. En ons nou weer sê wat hy is. En om dan oplos. So jy sal sien, dit is sommer baie punte sulke goeders. 7 punte hierdie. 7x y afleide minus 2y is x kwadraat op y to die mag 6. En dan sê hulle vir ons x is groter as 0. OK, so eerstens moet ons hom gaan klassifiseer en ons kan hom seker probeer homogeen kry, menende 'n funksie van y op x of x op y, maar ons kan miskien net gaan probeer. As ek nou regdeur deel met x byvoorbeeld, dan gaan ek kry 7 y afleide minus 2 y op x is gelyk aan x op y to die mag 6. So ja, ek sien hierso y op x, maar hierso sien ek nie eintlik 'n y op x nie. Ek sien 'n dis nie sê maar soos y op x to die mag 2 of y op x to die mag 6 of so iets nie. Dit is x en dan op y to die mag 6. So dit lyk nie vinnig op die oog af asof ek daai hele ding kan doen nie. Om homogeen gaan kry nie. So dit moet dan aan iets wees en ons gaan vir dalk nie Bernoulli kan wees nie. As ek nou regdeur
met 7x gaan deel, dat ek y afleide, minus 2 op 7, 1 op x, y, wat gelyk is aan x 7de, x op y to die mag 6. En hierdie is dan my p, en hierdie is ons dan my, ek moet net gaan anders skryf, ek kon hierdie gaan skryf het as x y to die mag min 6, en hierdie is dan my kie van x. So dit is dan 'n Bernoulli. A Bernoulli differential equation. So my n is negatief 6, so 1 minus n is 7. So die is px, die is die kx. So die integrating factor is dan e to die mag, daai pink gedeelte, 7 van px, soos negatief 2 op 7, 1 op x, dx. En dit is e to die mag die integraal van negatief 2, 1 op x, en dit gaan wees e to die mag min 2 ln x, en dit is maar net x to die mag min 2. Dan is die y to die mag daai pink gedeelte, soos y to die mag 7, is 1 op hierdie waarde, so dit is net x kwadraat, want dit is 1 op x to die mag min 2, so dit is dan net x kwadraat, maal die integraal van daai pink gedeelte, maal die kie gedeelte, daai groene, maal die ix gedeelte, dx plus c. En dis dan x kwadraat, en dan x to die mag min 1 of 1 op x, en dan van hier af integreer net normaalweg, soos jy nog altyd gedoen het. Dis ln x plus c. En die antwoord is x kwadraat ln x plus cx kwadraat. So daarom y alleen is die 7de magse wortel dan van hierdie gedeelte. 7de magse wortel van dit. Ons het nie randvoorwaardes nie. Hulle sê maar net x is groter as 0. En reg, enige vrae? Niks vrae nie. OK. Kom ons gaan dan aan. Kom ons kyk na die volgende vraag. So die volgende netjie wat ons moet klassifiseer en oplos is y afgeleide is x to die mag 3 plus y to die mag 3 op xy kwadraat. So hy kan miskien, en dan het ons daar randvoorwaardes ook. Y van 1 is 3. Nou, kom ons gaan kyk of ons hom nie as homogeen miskien kan sien nie. Ek kan dit mos gaan split. Ek kan gaan sê y afgeleide is x to die mag 3 op x y kwadraat plus y to die mag 3 op x y kwadraat.
So dit gee vir my x kwadraat op y kwadraat plus y op x. So dit is dan 'n homogene storie. Daarvan ek dink dis 2.4 in die handboek, hoofstuk 2.4, as ek nou reg kan onthou. So ek kan, yes, iemand 'n vraag gehad. Ek sien iemand het 'n nog nou. So ja, so die Bernoulli storie, dit werk altyd. Jy moet dit net reg doen. Ek dink hulle gee hulle gaan vat nie punte vir jou gee as jou antwoord nie reg is nie. So dis eintlik maar 'n tipe van gamble wat 'n mens gebruik. Maar as jy nou nie Bernoulli gebruik nie, dan moet jy hom probeer herlei na na so homogeen toe, of dan moet jy hom eers eers split en so, maar dit vat baie lank. So die Bernoulli gaan jy altyd die regte antwoord gee. Ek weet dit nie hoekom is hulle so ernstig oor dat jy dit nie dat hulle nie eintlik punte gee vir jou stappe daar nie. Hulle worry dan net oor jou antwoord. So dit maak nie vir my sin as dat hulle nie uh dit wil eintlik hê nie. So y afgeleide is dan eintlik x op y se kwadraat plus y op x. So ek kan sien hierdie kan 'n funksie wees van y op x. Al hierdie goeders kan 'n funksie wees van y op x. En as dit die geval is, dan is ons strategie mos om y maak ons dan y op x en y is dan ix. So gaan kry jy die afleide. Dis y afleide x plus y. So wat word hierdie dan? Dit word dan, as ek nou daai goed gaan instel, y afleide x plus y is dan x op y is y to the mag min 1, soos y to the mag min 2 dan, plus y. So daai goed kanselleer, en ons het dan, nou gaan ons hom gaan split uiteindelik. So, ek maal regdeur met y kwadraat, soos y kwadraat, y afleide, en ek deel regdeur met x. So y kwadraat dy is dan 1 op x dx. Nou kan ek gaan integreer. So ln x het ek aan een kant, plus c, aan die ander kant het ek 'n derde y to the mag 3. Maar wat was y nou weer? Y was y op x. So hier staan 'n derde y to the mag 3 op x to the mag 3, wat ln x plus c is. Ek het 'n randvoorwaarde, so ek gaan hom sommer gaan instel. Daai waarde daar. As ek dit gaan instel, beteken dit my y waardes moet 3 wees, terwyl my x 1 is. En die gaan net 0 wees. So c is dan net 9. So daarom, as ek nou hierdie netjie verder vat, het ek 'n derde y to the mag 3, x to the mag min 3, wat ln x plus 9 is. So maal met 3 regdeur, y to the mag 3, x to the mag min 3, is 3 ln x plus 27. Maal met x to the mag 3 regdeur, so y to the mag 3 is 3x to the mag 3 ln x plus 27
x tot die mag 3. En uiteindelik, hy alleen, is dan net die derde magswortel van hierdie hele storie. Derde magswortel van daai hele storie. Okay. Enige vrae van julle kant af? En kyk of ek nog iets hierso het. Kom ons kyk dan nog 'n ek probeer nou maar alles wat ek hier by my het deur te gaan. Kom ons kyk gou-gou wat sê hulle by hierdie vraag hierso. Dis ook 'n daai populasie stories. Hulle sê a population size QT grows at a rate equal to thrice its present size minus the square of its present size where the time t is given in years. En dan sê hulle vir een punt write down the equation. So grow is mos nou 'n tempo. So dt, hy groei teen 'n tempo en hy groei groter, soos 3 keer wat hy tans is minus wat hy tans is se kwadraat. En dis dit. Hulle het nie vir my initial values gegee, hulle het net my gesê wat dit was in die begin nie. Hulle moes eintlik net vir my gesê wat dit was in die begin. Dan het ek nou initial problem ook gehad. En dan sê hulle net nou by die volgende vraag vir 5 punte. Nou los hom nou op, die algemene ene, want ons het nie ons kan nie C-waarde kry nie. So ons het basies q afleide is 3q minus q kwadraat. So ons kan 'n q uithaal. Dan het ons 3 minus q. So ons kan hom weer split en soos ek sê, gewoonlik is dit 'n split storie. So q maal 3 minus q dq is dan net dt en dan kan ek integreer. So dan as ek weer terug by separable wat ons nou die hele tyd eintlik gehad het. En hierdie gaan net wees t plus c en dan vir hierdie netjie moet ek ongelukkig partiële breuke toepas. So dan nou weer hoe jy partiële breuke doen. So 1 op q maal 3 minus q is dieselfde as 1 op q a op q plus b op 3 minus q. So uiteindelik as jy partiële breuke gaan doen, gaan jy vir a kry as 'n derde en vir b kry ook as 'n derde. So gaan kyk maar net, maak net seker jy weet, jy kan onthou om partiële breuke te doen. So is eintlik die integraal van 'n derde 1 op q plus 'n derde van yes, Monique. Sorry Gustav, jy gaan nou baie dom klink, maar kan ons dalk net weer deur al die goeters gaan van as dit mos x onder die wortel is, dan is dit 1 op a op x en net want ek vergeet baie keer van die as dit tussen in die hakie tot die mag 2 is en as dit x kwadraat is. Okay, so
Die enigste opsies wat daar eintlik is, jy sal sien op die internet is daar partykeer 4, party gee dit 4, party gee 5, maar eintlik is dit net 3. En dit kom hierop neer. Kom ons maak dit eenvoudig. Ek gaan net hierso 3 hakies skryf, net om 3 verskillende hakies te hê. As jy so ietsie het, so elke hakie het 'n klaar gefaktoriseer onder. So elke hakie is nou net mooi skoon, daar's niks weer kwadrate en sulke goeders nie. Dan is dit maar net A op die een, B op die ander ene en C op die ander ene. Dit is een opsie. 'n Ander opsie is wat daarvan as een van hulle dalk 2 keer voorkom of 3 keer voorkom of wat ook al. Kom ons sê sommer hierdie middelsteentjie is eintlik 'n kwadraat. Dan sou jy gehad het A op x min 2 plus B op x plus 1 plus C op x plus 1 kwadraat plus D op x min 3. So, die hoeveelheid keer wat hy voorkom, moet jy hom gaan skryf. So, as jy maar laat gestaan tot mag 7, dan sou jy gehad het x plus 1 onder die lyn, dan x plus 1 kwadraat, dan x plus 1 kwadraat, tot mag 3 ensovoorts al die pad tot by 7. En dan die ander opsie is, as hy, sê maar so lyk, maar binnekant kan ons nie verder faktoriseer in een van die goeders nie. So byvoorbeeld, sê maar hier enetjie kon ons nie verder, sê maar die kwadraat was daar. So ons kan nie hom verder gefaktoriseer het nie. Dan is dit A op x min 2 plus, en dan elke keer is daar mos nou 1 minder x mag bo. Ons skryf dit nie, maar daar is mos nou 1 minder x mag bo as wat daaronder is, soos julle kan sien. So dit beteken, hierso gaan dan wees bx plus c op x kwadraat plus 1 en dan plus d op x min 3. En dit is eintlik die enigste goeders wat daar is van die partiële breuke. Dan is daar net kombinasies van dit. Ek bedoel, as hierdie eentjie nog kwadraat ook was, dan sou ek hom net 2 keer geskryf het, daai enetjie. Of as hierdie eentjie ook kwadraat was, dan het ek net hom ook gesê dx plus e op daai kwadraat storie. So mens kan nou enige kombinasie van hierdie 3 kry. En die enigste laaste enetjie wat ek net hier wil noem is as jou as jou teller se mag en jou noemer se mag, kom ons sê n of AB, kom ons sê eerder AB. As jou A groter gelyk is aan B, so die grootste mag bo is groter of gelyk aan die grootste mag onder, dan moet jy eers langdeling doen sodat jy konstantes basies uitkry. So dan gaan jy miskien iets kry soos dis eintlik x plus en dan weer net 'n breek. En dan daai breek vat jy maar net weer terug na of hierdie netjie toe of daai netjie toe of daai netjie toe. So dit is in kort alles wat daar kan wees eintlik van partiële breuke. Dankie. Doodreg. OK. So dan integreer ons net daai en dis dan plus 1 op 3 minus q en dq. So ons het nou die regterkant klaar gemaak. Hierso gaan dit wees 'n derde ln q plus 'n derde ln 3 minus q. En dan dis heeltyd derde, so ek maal my net met 3 regdeur en as dit mos nou plus dan is dit mos nou eintlik maal. So dis q 3 minus q. En dit is dan net 3t plus nog 'n c waarde. So q 3 min q is e ter mag 3t plus c wat dieselfde is as 'n k waarde e ter mag 3t. En dan wil ek net vir q alleen kry. So ek kan nou sê 3q minus q kwadraat. Ek kon eintlik vroeër as ek eerder q alleen wou gehad het, ek kon hier eerder seker gemaak het my q waarde is positief. En deur dit te gedoen het, as ek hier net 'n negatief uitgehaal het en hierdie twee omgeruil het. Q minus 3. Dan het ek die gehad. Dan is dit eintlik 'n deelsom. Q gedeel deur Q min 3.
dan sou kie op kie min 3 daai waarde gewees het. Maar jy behoort by dieselfde antwoord uit te kom. Dan is kie gelyk aan kie k eerder mag 3t minus 3k eerder mag 3t. En dan as ons dit oorvat, dan kry ons kie minus kie k eerder mag 3t, wat negatief 3k eerder mag 3t is. So deel dalk net met 'n negatief regdeur. Kie k eerder mag 3t minus kie is 3k eerder mag 3t. Haal ek kie uit, k eerder mag 3t min 1 is daai hele storie. En uiteindelik, ek het nou baie geskryf, maar dit was my net vereenvoudiging. Dis maar net wat so lank gevat het, was die vereenvoudiging. Ons nie noodwendig die moeilikheidsgraad nie. En daar het ons dan vir kie. Regs met hom. OK. En dan kan hulle nou klomp vra oor dit. Ons gaan kyk of hy ek dink ons het nou al ietsie van alles gedoen. Dan kan jy nie aan nog vrae dink wat ek ehm pertinent met julle wil wat ek nog oor het wat ons nog nie gekyk het nie. Is daar van julle kant af dalk enige gedeelte van die werk wat julle graag weer nog 'n bietjie sal wil kyk? Niks nie. Nog 'n Euler vraag. OK. 'n Euler vraag is eintlik, kom ons ek moet net hierso wys. Met 'n eerste afleider. Waar is hy nou? OK, so kom ons sê jy het nou 'n som gedoen en hulle het uiteindelik vir jou jy het nou gekry dat die oplossing, kom ons sê van hierdie netjie hier. Die oplossing van daai netjie daar y is gelyk aan of hy afgeleide is y kwadraat plus t y minus t kwadraat. Nou t is net so goed soos x. So moenie de mekaar raak as hulle t's gebruik in môre se toets dalk nie. Nou jy het nou die lang som gedoen en jy het uiteindelik gekry dit is 'n derde t tot die mag 3 plus t op 1 minus 'n derde t. So dit was die antwoord op die einde van die dag. Nou vra hulle vir jou, okay, jy moet nou gaan approximate wat is as t 2 is. Maar jy moet Euler gebruik. So ons weet, ons kan net 2 in gaan stel en ons kan die presiese waarde kry. Maar as ons nou Euler moet gebruik, dan moet ons die volgende doen. Dan moet ons nou sê, okay, vir die iterasie 0, iterasie 1, iterasie 2. Wat is my x? My x0 was ons nou 1 en dan my x1. Hulle wil graag weet by y2. Y2, wat is dit? So ek weet ek gaan uiteindelik by 2 eindig. So die stap is dan 0.5. Die stappe moet 0.5 wees. So wat is die y? Wel, die eerste y is mos nou 2.
Maar die volgende eie moet ek self gaan uitwerk. En ek weet nou nie wat dit is nie. Onthou my funksie in terme van t en y die keer, dis mos nou daai. So, wat is my funksie in daai punt? Sorry, ek het nou gesê hierdie x het eintlik t is wees. My funksie in die iterasie vir t en in die iterasie van y. Dan gaan werk dit net uit. As jy 2 in vervang, as jy 2 vir y in vervang en 1 vir t, dan kry jy 2 kwadraat plus 1 maal 2 minus 1 kwadraat op 1 kwadraat. So dan kry mens 5. So dan is my volgende y y plus 1. My volgende y is my vorige y plus die h maal daai funksie t van 0 en y van 0. So jy gaan werk dit dan net uit. So dit is dan net 5 plus 0,5, want dit was wat my h is. My h is nou net 0,5 en maal met 5. Ag sorry, daar is nie 5 en daar is 2. So die volgende punt gaan wees 2 plus 2,5 wat 4,5 is. So dan is dit 4,5. En dan gaan my volgende enetjie gaan wees my vorige ene plus h keer t van 1 en y van 1. Ag sorry, hierdie enetjie is 4,5. Ek moet nog hierdie enetjie gaan uitwerk. So as ek nou daarbo vat y wat 4,5 is, 4,5 kwadraat plus 1,5 kwadraat. Mag nie kwadraat nie, net 1,5 maal 4,5 minus 1,5 kwadraat, al die pad op 1,5 kwadraat. Dan gaan ek 11 kry. So dit is dan 4,5 plus 0,5 maal 11. En dit is dan 4,5 plus 0,5 maal 11. So dit is 10. So die waarde is dan 10. So y van 2 volgens Euler is 10. Maar ons het mos die antwoord nou gekry. So daai was eintlik die oplossing wat ons nou gekry het. En as hulle nou vra wat is die werklike waarde van y in die punt 2? So y in die punt 2, 'n derde maal 2 tot die mag 3 plus 2 op 1 minus 'n derde maal t wat 2 is. Die antwoord is eintlik 14. Kyk of jy ook 14 kry. 1 minus, jy het dit reg ingestel daaronder. T, sorry, ek dink jy moet wees t kwadraat. My fout. So dit gaan net wees, dit gaan negatief wees, negatief 14. So ons is redelik weg van die antwoord af. 10 en negatief 14 is redelik weg, maar dit is omdat in hierdie ding is daar vreeslik 'n steter mag 3 ensovoort. So hy kan nogal vinnig spring. So die absolute fout is dan 24. Ons is 24 weg. Is jy nou reg? OK. Is daar enige ander vrae? Ek het dit gesê dat dis tot 9 uur, maar as daar nou nie spesifieke vrae is of so nie, dan kan ons maar klaar maak en julle kan dan meer tyd hê om deur die werk te gaan en sommer te doen en so. Tensy julle iets spesifieks nog het wat ons te kan deurgaan of wat julle nog wil deurgaan. Is julle reg?
Niks nog vrae wat julle dalk het nie. OK. As daar nou nie nog vrae is nie, dan dink ek ons kan dit call en dan moet julle vir my laat weet soos wat julle dalk deur die werk gaan. As julle enige vrae het of as julle onthou maar wag 'n bietjie, wat van as hulle dit so vra, wat van as hulle dit so vra? Stuur gerus my 'n WhatsApp en ek help graag waar ek kan. OK, julle moet dan 'n lekker aand verder hê en sterkte vir môre. Julle het darm nog môreoggend so 'n bietjie tyd om voor te berei, maar sterkte, laat weet as julle vra het. Totsiens.